Hallo maatjies, dis die 10de dag van die 10 dae van gebed. Kan julle dit glo? Dit is die laaste dag van die 10 dae van gebed. Die Heilige Gees is uitgestort. Lukas, ek roep nou al 10 minute. Ek wil jou nie uit jou kamer kom haal nie. Lukas maak sy oë stadig oop. Waar is ek? Vra hy saggies. Lukas, jy gaan laat wees vir skool. Sê mamma by die deur. Papa sit al in die kar en wag. Trek gou aan, my seun. Mamma, ek's by die huis. Sê Lukas en gee haar 'n stywe drukkie. Waar anders sal jy wees, my kind? Sê sy terwyl sy hom 'n swinkie op sy voorkop gee. Maar jy moet gou maak, asseblief. Vandag is die eerste dag van skool en jy wil dit nie mis nie. Mamma, ek was in die hemel. Ek het ander wêrelde besoek, ongelooflike dinge gesien en met mense uit die Bybel gepraat. Sê Lukas opgewonde. Ek dink jy het 'n baie spesiale droom gehad. Antwoord sy. Maar jy kan my later alles vertel. Kom ons bid eers en bedank God dat hy jou beskerm het deur die nag. Hulle kniel langs die bed en bid. Lukas maak hom gereed vir skool. Mamma het sy ontbyt en kosblik reg en pappa wag in die motor om by die skool af te laai op pad werk toe. In die motor vra Lukas: "Wie sal pappa graag in die hemel wil ontmoet?" O, baie mense. Antwoord pappa terwyl hulle ry. Moses, Dawid en Paulus. "Ek het hulle almal al ontmoet," sê Lukas vinnig. "Of ek's gedroom, ek praat met hulle. Die nuwe Jerusalem is pragtig. Pappa kan nie glo hoeveel dinge ek daar gesien het nie," Eendag sal ons saam daar wees, jy, mamma en ek. sê pappa. Maar vir ons drie om hemel toe te kan gaan, moet ons getrou bly aan God en ons kant bring. Het jy jou Bybel by jou? Maak dit oop by Handelinge 1 vers 8 en lees dit vir my seun. Lukas lees: "Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En julle moet my getuies wees in Jerusalem, in die hele Juda en Samaria en tot aan die einde van die aarde." Om hemel toe te gaan, moet ons die Heilige Gees ontvang en sendingwerk vir God doen. Verduidelik pappa. Die Heilige Gees moet in ons lewens werk sodat Jesus ons kan gebruik om ander mense te red. So sal baie mense daarvan hoor dat hy binnekort op die wolke gaan kom. "Dis waar pappa," sê Lukas. "Pappa, is reg. Mag ek begin om die Bybel saam met my klasmaats wat nie Christene is nie te studeer?" Natuurlik, my seun. Sê pappa. Om aktief deel te wees van God se sendingwerk sal jou geestelik sterk maak en jy sal doen wat Jesus beveel het. Daarom sal die Heilige Gees jou help om God se plan vir jou lewe uit te voer. "Pappa, ek wil 'n prediker wees, net soos Paulus," sê Lukas opgewonde. "Ek weet, ek het nog 'n lang pad om te gaan, maar ek wil nou al begin." My seun, jy weet nie hoe bly jy my nou maak nie. Sê pappa terwyl hy 'n traan wegvee. Dis die mooiste ding wat ek nog gehoor het. "Pappa, ek gaan ook mooi na my liggaam en kyk en op 'n vleis eet," sê Lukas vasberade. "Johannes die Doper het my geleer dat ek gesond moet wees as ek wil hê God met my gebruik," Sjoe, Lukas. sê pappa. Dit mag dalk 'n bietjie moeilik wees, maar ek en mamma sal kyk wat ons kan doen. Kom ons neem dit stap vir stap, reg? Hulle stop voor die skool. Lukas gee vir 'n pappa 'n swinkie op die voorkop en hardloop na sy klas. Hy gaan sit in een van die voorste banke. "Ek gaan hard werk om soveel te leer as wat ek kan," dink hy, vasberade. "Ek wil hê Jesus moet in my lewenstyd terugkom. Ek wil hemel toe gaan en alles beleef waarvan ek gedroom het." Die Heilige Gees was oor Lukas se lewe uitgestort en het sy hart begin verander. Die hart van 'n klein seentjie van net 8 jaar oud. "Hoi, my naam is Lukas," sê hy vir die meisie wat langs hom sit. Hi Lukas, my naam is Amanda. Antwoord die meisie skaam. "Amanda, wil jy dalk saam met my en 'n paar van my vriende Bybelstudie doen?" Ja, dit sal lekker wees. Sê Amanda sag. "Wonderlik," sê Lukas vrolik. "Ek sal gou as moontlik die Bybelstudie rooster gee." So het Lukas sy eerste Bybelstudent gekry. Sonder dat Lukas dit geweet het Oral in een van die leë banke agter in die klas gesit en geglimlag. Jy sal nog 'n groot werk vir die Here doen, liewe Lukas. Dink Oral. Nog net 'n klein rukkie, dan sal ons mekaar weer sien.
en weer ongelooflike dinge saam met Jesus in die hemel beleef. Hallo maatjies, kan julle glo ons is aan die einde van ons 10 dae van gebed? Hier is daarom nog een lekker pretaktiwiteit vir julle om te doen. Maak 'n lys van 5 van jou vriende wat nie vir Jesus ken nie. Bid vir hulle en vra of hulle die Bybel saam met jou wil studeer. Vra jou ouers om jou te help en reël 'n Bybelstudieklas en gee Bybelstudies vir jou vriende. As hulle oud genoeg is, nooi hulle om Jesus as hulle verlosser aan te neem en kies om gedoop te word. Hier is 'n paar idees vir julle gebedstyd vandag. Onthou, hoeveel keer bid ons deur die dag? Ja, sommer baie keer. En ons bid nie net vir onsself nie, maar ook vir ons familie en vriende. Bid dat die Heilige Gees in jou lewe uitgestort sal word en jou 'n sterk instrument sal maak in die werk van God. Bid dat die Heilige Gees vir jou van die lede van jou gesin of familie en van jou vriende sal gee, saam met wie jy die Bybel kan bestudeer, sodat jy hulle kan help om Jesus te leer ken. Dankie maatjies dat julle hierdie 10 dae van gebed saam met ons gedoen het. Ons doel daarmee is nie dat julle net vir 10 dae in die hele jaar sal bid nie, maar dat hierdie 10 dae vir julle 'n gewoonte sou begin het, dat julle elke dag die Bybel lees en saam as 'n gesin Jesus beter leer ken. So al is daar nie 'n episode môre of die dag daarna nie, onthou om vir mamma of pappa te gaan vra of julle saam Bybelstudie kan doen en hierdie tyd met mekaar kan spandeer. Dit is so kosbaar om saam Jesus beter te leer ken. Hierdie program is aangebied deur die Kinderbediening Departement van die Noordelike Konferensie.